Goeiedag, Radio Fynbos luisteraars. Nou ja, ek is werklik baie opgewonde oor die volgende onderhoud wat ek gaan voer met Sannie van Niekerk. Sannie is van Sasolburg en haar bediening is 5 Paaf. Nou ons gaan bietjie meer by haar hoor, hoe het sy op die pad gekom van die bediening, hoe die Here haar gelei en wat is hulle visie? So Sannie, goeiedag, hoe gaan dit daar by jou? Hoi, goeiemiddag Dr. Leonie. Nee, dit gaan altyd goed, dankie. Dit is wonderlik. Sannie, ek en jy het so 'n bietjie vinnig gesels en my oog het gevang op wat julle doen, die groot werk in die Koninkryk van God. En ons het dan 'n program ook dan nou die woord en jou getuienis. So ek dink hierdie gaan ook deel uitmaak sommer van 'n getuienis en iets wat jy wil bring in die luisteraar se hart. So hoe het jy op die pad beland om 5 Paaf te begin as bediening? Leonie, ek het so in 2015 het ek saam met 'n groep op 'n toer gegaan wat eintlik 'n uitreik was van Botswana en daar die Here my hart heeltemal gebring dat ek net vir hom sy werk wil doen en ek het stelselmatig begin met 'n vroue bediening en my hart lê by stikkende vroue en van 2016 af tot 2021 voor COVID het ek dan nou ook gereeld vroue kamp toegevat by Woord en Aksie en so het ons ook daar geleer om heel te word. Maar in 2021 het die Here gekom en hy het my steunpilaar vir my heeltemal weggevat van my af. My ma wat my steunpilaar was, is skielik in 'n maand nie meer met ons nie. En toe het die Here my deur 'n pad gevat waar ek skielik as die jongste kind alles moes reël. Ek moes die begrafnis reël. Ek moes my ma se eiendom verkoop want haar woorde aan ons was, moenie jou boeties en sissies uitkoop nie. Julle het lank na my gaan kyk, gaan begin 'n nuwe lewe. En nodeloos om te sê dat ons 2 maande later in Sasolburg beland het. 'n plek wat ons 'n paar maande terug gesê het, ons weet nie hoe kan mense hier bly nie. Maar nou ja, en ek het 'n nuwe werk gehad en alles en so was ek stikkend en ek het op julle websites en op die Facebook gesien van die kursusse van Kies die Lewe en van Wees Lig. En om myself genees te kry, het ek begin om saam met Karen 'n pad te stap wat dit online die kursusse gedoen het. Ja. En dit het my so innerlik genees en ek het besef, daar's baie ander vrouens wat deur dieselfde paadjie gaan. En ek het net besluit, die Here gee vir my die opdrag om dit wat ek self beleef het en dit die kursusse wat ek geloop het, laat ek dit in hierdie kant ook aanbied. En dis toe ek nou ook die fasiliteerderskursus geloop het en als. Maar intussen het die Here net vir my gesê, weet jy wat, jy het deur die jare soveel studies gehad wat jy met vrouens gedoen het, geestelike studies en hoekom sit jy dit nie om en deel dit uit dat die wêreld daar buite ook van dit kan hoor nie. En toe ek net eendag het die Here vir my gesê, begin dit net, want almal het 'n pad wat hulle moet loop. Begin net en die website se naam moet 5 Paaf wees, pad van geloof. Ja. En dis hoe ook by die naam uitgekom het. Ja, en dan lees jy in jou raak, die luisteraars sal nou sien as ons dit gaan insit in die podcast ook, dit staan vir groei in geloof, vind genesing en leef met 'n doel. So, wat is hierdie visie wat julle dan het vir 5 Paaf? Ons visie is om eintlik 'n wêreldwye Christelike platform daar te stel sodat die mense kan groei. Nie net groei nie, maar groei in geloof en genesing kan ontvang. En dis hoekom ons die 3 afdelings nou ook op hierdie website het vir die ouetjies wat wil meer studies wil doen en dan ook die innerlike genesing, dis die 5 Paaf Care
Omdat ek dalk 'n hart het vir omgee en berading doen, het ek besluit ek gaan my beradingsboekies in 'n boekie omsit wat bietjie meer vir die ouens daar buitekant kan help. Want baie van hulle is in plekke vergeleë of weet nie hoe om met iemand te praat nie en hulle sit met die verwerping of hierdie vrees of enige kettinge waarmee die duiwel hulle vashou. En dit is hoekom ek die eerste reeks onder die care afdeling is genesing van my hart. So hy bestaan uit 10 boekies en regtig ek het al soveel terugvoer gekry van die oudjies wat van die boekies getrek het en net vir my gesê, "Jesus, was dit nie vir hierdie boekie nie, was hy nog steeds nie in 'n gat gewees en kon hy nie uit die situasie en van die kettings en die bindings ontslaa raak nie." Ja, en dan ook, julle het nou hierdie kursus begin, jy het hierdie kursus begin, en God wys ons altyd nie die hele pad nie, daarom sê ons maar dat sy woord is soos 'n lamp vir ons voete, wat dui net waar elke tree waar ons neersit op die pad, en dan sy woord is ook soos 'n lig vir ons pad. Maar wat is dit wat Heilige Gees jou gewys het? Wat is die uiteindelike visie wat die Here deur julle wil doen? Weet jy wat, ek dink dit is om al die mense van alle ouderdomme, maak nie saak waar jy in die wêreld is nie, te begelei om op 'n pad van geloof te kom. Want dit is waar jy gaan ontdek die waarheid en dit is waar jy genesing gaan ontvang. En dit is nie net bedoel vir Christene nie, hierdie is bedoel vir al die mense, nasies die wêreldwyd. En ek dink dit is ons visie om die platform te bring na jou huis toe waar dit maklik is, sodat dit ook maklik bekombaar kan wees. En ek dink net, dit is net awesome, hoe die Here met my gewerk het vir my gesê, hoe bring ek nou die 5 Paaf Kids by die kinders uit, en dit is hoe hy toe nou vir my gesê, waarvan hou kinders? Ja. En kinders hou van lekker goed, en dis hoekom ek laasweek begin het met die 21 dae projek waar ek elke dag met 'n lekker goedjie dit maklik en lekker maak vir die kinders om in die Bybel te kom. En so het ek toe nou begin, ons almal ken tog seker die lekker goedjies soos Chomp, waar verstaan dit. So al wat ek sê, waar verstaan die sekere sweet, wat is sy naam, wat is die Christelike betekenis is, en dan trek ek dit deur na een van my boekies van die Bybel, kinderbybeltjies na bladsy 1 toe, God se skepping. En ek sê net so vinnig 'n klein ietsiekie daar. En dan sê ek net, hou ons dop, volgende môre praat ons dalk oor Smarties. En môre doen ek iets anders. So vir 21 dae het ek dan nou hierdie kampanje waar ek met die oulike prentjies en die Christelike betekenis van lekker goed waarvan kinders so like, van lekker goed in hulle huise bring en dit vir hulle lekker maak om in die woord van die Here en by die kinderstories uit te kom. Ja, en verseker weet ek, as daardie kindjie in 'n winkel staan en hy sien daardie Chomp of daardie Smartie, gaan hy dalk nie alles onthou wat die tannie hulle geleer het nie, maar hulle gaan iets onthou van dit. En dit is waar daai klein saadjies tog val, wat die Here op die einde van die dag laat groei, nê? Dit is so, en wat my so wonderlik is aan Dr. Leonie, ek moet 'n voorlegging maak vir skole, en ek het 2 Afrikaanse skole en 1 Engelse skole wat vir my gesê het, ek wil 'n pakket hê vir 'n kwartaal, want ek gaan dit by skool implementeer. En hoe wonderlik is dit nie, want daai een skool het 4 klasse, omtrent 120-30 kinders. Hoe wonderlik is dit nie, dat die Here die kinders gaan gebruik om die gesin en die ma en die ouers weer terug te bring ook in die woord. Absoluut, want ek het nou al gesien in die verlede, Sannie, en jy sal seker met my saamstem, dat die vyand baie keer eers die ouers aangeval het en hulle, kan ek amper sê, verbrysel het en gedink het hy gaan die hele gesin so verwoes, maar daaruit het kinders baie sterker opgestaan in geloof. So ek weet, dit is werklik die seisoen vir die kinders, jy weet die jong Davids om te begin opstaan, en die regtig die jong Samuels dan nou, wat hulle begin opstaan. Nou, daar is dan nou afdelings in 5 Paaf wat ek raak lees. As die 'n afdeling is van 5 Paaf studies,
Is dit iets wat baie moeilik is? Wie is dit wat julle wil bereik deur hierdie 5 PAF studies? Ja, die 5 studies is aan basis ons het 2 reekse daar. Ons het begin met die 30 dae vroue van geloof en dan op pad 30 dae mans van geloof uit die Bybel uit. So hierdie studies is regtig vir alle mans en vrouens bedoel en dit is ook vir individue, klein groepies, selgroepies en vir kerke. So daar is 11 afdelings en wat lekker is, afdeling 3 het ons 'n bietjie meer vrae ingebring en jy gaan fisies die gedeelte van daai spesifieke vrou of man wat jy behandel, gaan jy fisies met jou regtig moet gaan sit en in die Bybel moet gaan en gaan kyk waar staan dit. En dit is wat lekker is. So ons gaan die mense weer leer om te Facebook, hulle face in die Bybel wat die Facebook is. So dit is nou net awesome, ja. Ja, nee, sodat hulle regtig die Bybel beter kan leer verstaan, hè, soos wat Heilige Gees dit geïnspireer het. En so wat hulle nader aan God sal groei. En dan het jy ook 'n afdeling 5 PAF Care, wat vir my ook baie interessant is, dat dit nou natuurlik die innerlike genesing gedeelte is, as ek dit so vinnig raak lees, wat mos maar my hartklop is. Wat het julle daarin oog? Ja, dit is ook my hartklop. So daar het ons regtig ons het hom gedoen omdat ek redelik met die berading gesien het, daar is so groot behoefte van mense wat deur trauma gaan, seer het en vrees en so. En in daai boekies het ons 7 afdelings waarvan ons basies vir jou vertel, waar kom die oorsaak vandaan, wat is die gevolge, waar lê die wortels en ons help jou deur 'n proses, deur die 7 hoofstukkies om op jouself, op jou eie, of saam met iemand, of saam met 'n beraader of iemand, deur daai vrees en angs of trauma wat jy het, om deur dit te werk, en dan nou by die leuns uit te kom, en dit te vervang met die waarheid. Ja, en as mense net besef, jy weet, as jy innerlike genesing kan begin toepas, en jy begin die volmaakte liefde van Vader ontvang, dan is daar werklike genesing, en hoe meer 'n mens genees word, hoe meer kan ander mense sien, jy is genees, jy is nie meer die ou mens nie, en glo ek ook, soos wat ek sien in die daaglikse lewe, begin hulle ook daarna soek. Maar ja, dan het ons aan die 5 PAF Kids-kant, het ons vir Milo en vir Paco. Ja. Ja, baie interessante karaktertjies. Die Here het net vir my een so 'n jaar terug vir my gesê, hoorie, hier is 2 karaktertjies waarmee jy met die kids met die daai studies moet begin. En ja, Milo en Paco het ek ook op 'n stadium vir die Here gevra, nou maar hoekom nou hierdie name? En ek het ook nie geweet nie, want dit is weird name, vreemd. Ja. En toe het ek gaan kyk dat Milo beteken geliefd en vriendelik. Ja. En die naam Paco, wat die papegaai is, beteken vryheid. So as jy hulle gaan saamsit, dan beteken dit, hulle is geliefdes deur God. Hulle wys vir jou dat jy vry is in Christus, en dat hulle vriendelik en liefdevol die kindertjies help om op 'n maklike manier die Bybelverhaal te kan onthou. Wonderlik, en dan sien ek ook hier by julle interaktiewe leer, dan is dit wat hulle nie net lees nie, hulle dink, hulle ontdek, hulle bid, en hulle leer, en hulle kleer ook in. Ja, by elke boekie het ons dan nou ook 'n inkleurprentjie wat spesifiek by die verhaal pas ook, en dit is vir my ook lekker dat dit 'n maklike inkleurprentjie is, want ons hardloop maar vir die groepies tussen ouderdom 2 tot so 8 jaar oud. En dit is altyd lekker as 'n kind 'n inkleurprentjie het en hy kan hom vergeseldig met, wow, hierdie prentjie pas by die skepping. Dit is die eerste verhaal wat hulle geleer het, ja. Wonderlik dan. Goed, en dan nou dink ek 'n baie belangrike vraag wat lesers nou en kykers alreeds en luisteraars in hulle harte het, is hierdie, waar kan mense dan nou meer inligting kry oor hierdie 5 PAF? Ja, ons is op ons eie website is www.5paf.co.za, en as jy ons nie daar kan in die hande kry of inligting daar kan kry nie, is jy meer as welkom om my te WhatsApp of vir my te skakel. My nommertjie is 082 075
2382. Baie dankie Sannie, ons gaan dit weer op die podcast dan nou net herhaal. En nou 'n vraag ook, as jy sê jy bied hulp vir mense, is daar beraders wat saam met jou werk? Hoe kan mense jou, kan ek sê, aan die hande kry? Is daar beraders op ander plekke wat jy aanbeveel? Hoe sien jy, gaan jy hierdie kursus verder vat? Okay, wat lekker is met die beraderskursus wat ons van julle aanbied, die Weeslig, wat nou al 'n dame saam met my stap, is daar reeds 2 dames wat ek reeds in opleiding het. So as hulle Oktober klaar is hulle ook geskik en gereg om beradingssessies op hulle eie te doen. En die een dametjie gaan absoluut in by die skole, want sy help die kinders by een van die skole, haar hart lê by kinders. En die ander dametjie sê, weet jy wat, ek is alright, ek hou maar van die stukkende mense, maak nie saak of hulle nou kinders oud of jonk is nie. En dan by die eerste kursus het ek ook 2 dames by die Kieslewe wat ek ook gaan deurtrek en hulle gaan ook op die ou ende volledige beraders word wat kan help, want op die stadium is die min beraders en ons kom nie by almal se behoeftes uit nie. Ja. En hoe meer ons deur hele kursus van Weeslig en Kieslewe beraders gaan oplei, hoe sterker meer beraders en hoe meer hande gaan ons hê om die werk van die Here te doen. Ja, nee, dit is absoluut, en dit is wat sy woord ook sê, nee, dat hy ons moet bid en hy sal die arbeiders stuur, sy arbeiders stuur, vir die lande en die oes wat so ryp is om dit af te haal. Nou Sannie, baie dankie vir jou tyd en dankie ook dat jy tyd afgestaan het om hierdie inligting deur te gee vir luisteraars en dan ook vir kykers in die podcast gedeelte. Mag die Here regtig met julle wees en dat julle sal groei van krag tot krag en dat hy die mense sal byvoeg wat hy moet byvoeg. Want ons weet dat Jesus self gesê het, moet die kindertjies nie verhinder om na my toe te kom nie. Want aan sulkes behoort die koninkryk van God en ons glo, dit is wat hy sal doen. Baie dankie dan vir jou tyd en vir al jou liefde en wat ons kan sien hoe jy net bereid is om in te sit en mooi te luister wat Heilige Gees sê. Wees geseënd. Baie dankie Aloni en vir die voorreg om met al die kykers te kan gesels en die luisteraars. Ek waardeer. Daar sê, baie dankie. Nou ja, luisteraars van Radio Fynbos, julle het dan nou geluister na Sannie van Niekerk. Sannie is dan van Sasolburg en dan bied sy hierdie aan 5 Paaf. Julle kan julle inligting kry op die podcast. Gelukkig is daar podcast wat julle weer na kan kyk en mag julle ook gelei word deur die Heilige Gees waar om betrokke te raak. Mag die Here julle seën.